Woensdag 25 Februarie lees ek vir ons uit Klaagliedere 3 vers 18. Ek het gedink, dit is klaar met my en my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor dink, draai my gedagtes vas. Hierdie gebed kom nie net uit 'n geestelike nood nie, maar ook 'n diep fisiese nood. Omstandighede het tot gevolg gehad dat gelowiges wie se stemme ons in die klaagliedere hoor, baie verloor het. Hulle het hulle huise verloor, hulle het hulle land verloor en hulle leef as immigrante in 'n vreemde land met 'n vreemde godsdiens en 'n vreemde kultuur. En daar is geen gedagte of insig wat by hulle kan opkom om hierdie omstandighede vir hulle beter te kan maak nie. Al waarmee hulle gelaat is klaagliedere, die gal en die bitter van hulle omstandighede. Daar word vandag baie gepraat oor immigrante en die probleme wat geskep word deur hulle teenwoordigheid. En daar is so twee kante, daar's die gal bitter van hoe ons daaroor dink en daar's die gal bitter van die mense wat dit hanteer. Dis ondenkbaar vir ons dat so iets ons kan oorkom. En tog het dit gebeur. Vele kere met Israel. En dit kan met ons ook gebeur. Maar klaagliedere gaan egter oor iets groter as mense se onmiddellike verlies. Dit wil ons help sien dat God in hierdie omstandighede op 'n veel groter skaal besig is om met mense te werk. En klaagliedere het hulle help om daarby uit te kom. In plaas van in die galbitter bly, het dit gelowiges uitgedaag om die foute wat tot hierdie omstandighede gelei het, kan erken en God toe te laat om dit daadwerklik aan te spreek. Tog verkies ons baie keer om by die galbitter vas te haak, as om die geleentheid te sien om te herstel en vernuwing te bring. Dink aan die fisiese nood wat jou by 'n plek van galbitter bring en waarvan jou gedagtes vasgedraai het. Wat is daardie plek? Hoe is die Here besig om daardie plek in jou om te draai? Nie net vir jou nie, maar vir ander mense wat daarin vasgekeer is. Kom ons bid saam. Here, u woord sê dat u die mens toets en dat ons moet besef hoe broos ons is. Hoe maklik alles waarop ons steun onder ons skielik net so kan wegval. Daar is mense, Here, wat nie meer net oor broosheid nadink nie, maar dit werklik leef. Hulle het hulle huise verloor, hulle werk, hulle veiligheid, soms hulle geliefdes. En wat eens en seker was, lê nou in pyn. Die uitsoogloosheid van die verlies is rede om gal te braak. En dan braak ons ook gal oor hoe ons dit ervaar. En dan doen ons dieselfde waar ons op 'n afstand van omstandighede beskou en daaroor redeneer. Here, leer ons om hierdie omstandighede te onderskei en eerder as die gal braak met geloof daarop reageer. Help ons daadwerklik om die foute van die verlede in te sien en hulle nooit weer te herhaal nie, maar ook om op 'n veel sagter manier en met meer deernis met mense se fisiese nood om te kan gaan. Help ons verstaan dat ons geloof en hoop leef in die sigbare ruimtes, daar waar u ons roep en lei om herstel te bring. Amen.